Vanavond gaan ek 'n bietjie oor my vrou se kinder. Ek wil vir julle graag die storieetjie vertel. Vir my was dit dus nou heel baie belangrik, jy weet, toe ek nou my lysie opstel van my hoe sal ek sê my ideale vrou, toe sit ek heel nommer 1, sy moet 'n biker meisie wees. So, daar was 'n klompie ander goed wat ek daar opgesit het, en ek het die ding so opgedra, en die man daar roep, so sê ek vir my, ek het nou van my onmoontlike taak hierso, maar hier is dit nou, want ek het so gedog, as ek dan net so 2 of 3 van daai goedjies kan laat afdruk, dan sal ek nou tevrede wees daarmee. Nou ja, toe is dit nou so, dat my nommer 1 keuse was natuurlik, dat sy 'n biker meisie moet wees, en toe sy nou hoor ek is 'n biker, toe was dit nou sommer klaar groot aanklank gevind by mekaar, want sy is toe heeltemal 'n biker meisie, en ek is natuurlik toe 'n biker ou. Nou redelijk in die begin, nou ry ek, jy weet, dit is nou 'n nuwe liefde, en jy is nie by mekaar, en jy is dus voel mos nog so jou pad deur die verhouding, waar moet jy, is daar nou iets wat nou nie lekker werk, of iets wat nou gaan werk, en die mense is so half versigtig, so, maar nou het ek dus hierdie 2 types bestuurstyle, as ek nou motorfiets ry, en dit is nou, as ek alleen ry, en dan natuurlijk, as ek nou 'n pillion het, julle wat motorfiets ry, sal mens nou mooi weet, die pillion is dus nou jou kuiergas, of dan jou persoon wat saam met jou ry op die motorfiets, en so is sy nou maar, toe ons pillion, kyk, sy het ons nou glad nie motorfiets lisensie gehad, of soiets nie, so sy ry nou maar oral saam met my, maar nou is ek maar baie versigtig, jy weet, as ek alleen ry, my boesemvriend Kra, hy sê, die mens moet decisive ry, met ander woorde, as die gaping daar is, dan moet jy hom vat, as jy nou kan verbysteek, dan moet jy hom vat, jy moet eers 'n sekonde of 'n halwe sekonde wag nie, jy moet decisive ry, so, ek het nou so half by hom aangeleer om decisive te ry, wanneer ek alleen is, maar jy weet nou, as vrou lief op die motorfiets klim, dan raak 'n mens nou, so weet, ek kry so half van verantwoordelikheidsaanval, en dan ry jy nou so 'n bietjie anders, jy is nou baie meer versigtiger, jy is meer ordentlik, jy weet, en jy doen die dinge nou rustiger, en jy stop baie gouer, en jy slek baie vinnige spoed af, jy weet, wees nou maar, weet so mens nou maar versigtig en veilig ry, dis nie dat as jy decisive ry, onveilig ry nie, jy doen dinge net so 'n bietjie vinniger, dis maar eintlik al verskil. So, nou een dag, toe is ook nou redelik in die begin, toe vraag ek nou vir haar, of sy dan nou die motorfiets ry geniet, sy sê, ja, nee wat, sy geniet het baie, sy sê net, sy dink ek ry 'n bietjie stadig, jy weet, ek moet 'n bietjie vinnig ry, en ek moet toe erken, jy weet, ek het 'n bietjie stadig gery, as sy op die motorfiets is, jy weet, hou nou maar by die wettige perke wat hy nou mag ry, maar dan, as ek nou alleen was, dan sou ek nou, weet by die wettige 120 gehou het, maar as sy nou saam is, dan sal ek nou miskien nou 100 gery, jy weet, ons nou daai klein bietjie verskil, en so toe sy nou dit vir my sê, ek ry nou bietjie stadig, toe sê ek, maar ek kan nie eintlik vinnig ry nie, ek kan ons nou nie gevaarlik ry, of vinnig ry, of so ietsie, nee, jy kan ons so 'n bietjie vinnig ry, nou die dag, toe kom ons nou daar van die strand af, en ons is nou op die N2, ons is op pad Kaap toe, ons daar by die R300, maar toe ek nou daar op die N2 is redelik, weet, die verkeer beweeg baie lekker vinnig verkeer, normale verkeer, daar is nie op een hooplik so niks nie, en nou sit sy, agter, ek dink, wag, ek gaan nou 'n bietjie, nou gaan ek 'n bietjie die decisive ry, jong, en ek ry daar tussen die kar, dan gooi ek hom links om vir die kar, maar ek gooi hom nou decisive, jy weet, dis nie dat ek geleidelik verby gaan nie, ek gaan decisive gooi ek hom links, dat ek evens lê, en dan weer decisive gooi ek hom weer rechts terug in die baan, en dan sommer weer decisive voet rechts, op die regterkantste baan, dan ry ek weer daar, en dan weer decisive, dan gooi ek hom links, die kant verby, en so ry ek hom zigzag, en dan stop ek 'n bietjie vinnig, en dan ry ek 'n bietjie vinniger weer, weet so, tel bietjie spoed op, gee bietjie vet, jy weet, daai motorfiets wat ek daardie gehad het, as ek hom in sport mode gegooi het, dat hy so 'n klein monstertjie geraak, en moet dan lekker decisive met hom gery, en so ry ek toe die dag nou decisive met my vrou lief, en ek kom toe nou daar by die huis, man, ek voel nou baie tevrede, want ek het nou van gewys nie, maar kyk, ek is dan nie so vervelig op 'n motorfiets, ek kan lekker decisive ry, en ek glo sy het dit nou verskriklik geniet. Toe ons nou klaar, daar so stop, jy weet, ons haal ons nou ons val helms af, en ek vraag van, jy nou lekker gery? Sy sê, hoekom vrou lekker gery? Nee, ek het nou lekker vinnig gery, decisive, en ek sê vir die spoed wat ek gery het, en al die goed, en sy kyk my so, sy sê, maar sy het in slaap geraak. Ek sit te kyk, die storie so,
Ek sê vir myself, dit kan nie waar wees. Dit is nie waar, dit kan nie wees. Ek sê nee, jy jok vir my. Jy kan nie dit sê, dat jy sê, jy het in slaaf geraak. Ek het nou spesiaal vinnig gery, en ek het die saaiser gery, en ek het die ding links gegooi, en rechts gegooi, en goed. En sê nee, sy het in die slaaf geraak. Nou ja, laat ek nou 'n lekker kinderstorie van my vrou vertel. Dat daai dag het ek gesien, dis 'n regte biker meisie hier, jy gaan nie vir haar bang ry nie. En sedertdien is ons onafskeidbaar by motorfiets, as ek ry, dan ry sy saam. Ja, dit het nou, moes nou baie keer wat dit gebeur, wat sy nou werk, en dan sal ek nou maar kort eentjie gaan ry, maar oor die algemeen, jy weet, as ons albei af is, dan is ons of saam, of ons doen dit nie alleen nie, dit is een van die wonderlike, lekker dinge wat motorfietsen, dit is 'n lekker couple activity, soos hulle sê in Engels, ons geniet die motorfiets ding, om al saam te doen, en daai dag toe ek decisive gereid met daar op my, as my pil in het geweet, is die regte girl hierdie een is 'n keeper.